Hartlike goeienaand aan elkeen van u wat ingeskakel het vir die Sabbat openingsprogram. Ek hoop u het 'n heerlike week gehad. My week was redelik besig geweest, maar ons is dankbaar dat dit Sabbatdag is en dat so 'n bietjie kan rus van ons weeklikse werkstake. Voor ons begin, wil ek vir u net vra om ons hoofde te buig vir ons openingsgebed. Goeienaand, Hemelse Vader. Here, baie dankie vir nog 'n week wat verby is. Dankie vir die hand van beskerming oor ons. Dankie vir al die liefde en al die genade. Liewe, waar ons 'n paar uitdagings gehad het hierdie week. Liewe, wil ek vir u dankie sê dat u ons daardeur gelei het. Liewe, waar daar hartseer was en bekommernisse. Liewe, wil ek vir u vra dat u ook die hartseer, dat u ook daardie leeplekke sal vul met u liefde en u genade. Liewe, ons kom lê ook ons bekommernisse voor u. Wees asseblief met ons. Liewe, ons is nie altyd seker wat ons doen of hoe om die nodige take te verrig wat ons moet doen nie. Liewe, ons kom vra vir u om met ons te wees en ons te help. Liewe, waar ons ook vanaand 'n paar gedagtes gaan deel, beloftes uit u woord. Ek vir u vra dat u met ons sal wees. Liewe, maak ons gedagtes oop. Help dat ons sal onthou om meer en meer beloftes uit u woord te leer. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil vanaand by u hoor watter beloftes u gememoriseer het en waarin u kan vashou in moeilike tye. Ons almal het daaglikse uitdagings wat ons op een of ander manier toets. Baie keer bevind ons self in moeilike omstandighede waar ons nie weet wat kan toe nie. Ons het ook nodig om baie van hierdie beloftes te memoriseer vir die einde van tyd. Wanneer ons Bybels gaan wegvat, hoeveel tekste sal u kan onthou? Ek wil vanaand met julle 5 van my gunsteling beloftes deel. Die eerste belofte sien ons tot vandag toe nog, elke keer wanneer ons reën gekry het. Ons vind daardie teks in Genesis 9, vers 14 en 15. Genesis 9, vers 14 en 15. Ek lees ons uit die ou vertaling. Dit sê: As ek dan die wolke oor die aarde bring, en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan, tussen my en julle, en al die lewende wesens in alle vlees. En die waters sal nie meer 'n vloed word, om alle vlees te verdelg nie. Dis 'n belofte wat ons tot vandag toe nog sien. Die volgende belofte is een wat Jesus beloof, hy ons sal kom haal. Die Here bring vir sy kinders 'n loon saam. Die baie bekende Johannes 3 vers 16. Dit sê: Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 'n volgende belofte is dat ons moet volhard tot die einde toe. Hierdie belofte help my baie as dit voel of die hele wêreld teen jou is. Alles wat jy probeer doen, blok die ou Satan jou. Ons vind hierdie belofte in Matteus 24 vers 13. Matteus 24 vers 13. Dit sê: Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Ons word soms baie negatief en dit voel of die hele wêreld teen ons is. Matteus 24 vers 19 gee vir ons die belofte dat as ons volhard en nie aan hierdie wêreld gelyk word nie, sal ons gered word. Die volgende is 'n belofte van Jesus se wederkoms. Ons vind hierdie belofte in Handelinge 1 vers 10 en 11. Handelinge 1 vers 10 en 11. Sê: En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê: Galileese manne,
Waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Hierdie is die belofte, dat Jesus ons gaan kom haal, en hy gaan met die wolke kom. Dit gaan ook nie in die geheim gebeur nie. Die Bybel sê, elke oog sal hom sien. Hier kan ons ook hier kan ook 'n misleiding inkom, want die Bybel het ons gewaarsku dat die duiwel gaan Jesus se koms namaak. Daar gaan egter 'n verskil wees. Elke oog sal hom sien. Jesus het nie TV nodig sodat mense hom sal kan sien wanneer hy ons weer kom haal nie. Die tweede waarskuwing is dat die Here se voete nie die aarde sal raak wanneer hy ons kom haal nie. Hy gaan nie op die aarde rondloop soos wat die misleiding van die duiwel gaan wees nie. Die Bybel leer ons dat die Here in die lig tegemoet sal gaan. Die laaste belofte wat ek vanaand met julle wil deel, is dat al hierdie sleg op hierdie aarde sal verbygaan. Blaai asseblief saam na Openbaring 21 vers 4 en 5. Openbaring 21 vers 4 en 5. Dit sê as volg: En God sal al die trane van julle oë afvee, en daar sal geen meer dood wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kom, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Jesus self sal ons vertroos en al ons trane afvee. Jesus maak ook weer alles nuut. En die belangrikste is, dat Jesus self sê, dat hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. So dis nie 'n leuen of een of ander storie wat iemand opgemaak het nie. Ek wil vanaand julle vra om soveel as moontlik beloftes uit die Bybel vir julle self te gaan memoriseer. Beloftes wat julle hoop gee. Beloftes waaraan julle kan vashou en met ander deel, sou hulle ons Bybels wegvat. Ek vra dat jy net die hoofde sal buig vir ons afsluitingsgebed. Goeienaand, Hemelse Vader. Here, baie dankie vir die beloftes wat U vir ons in die woord gegee het. Weer, daardie beloftes is tot vandag toe nog steeds geldig. Weer, ons sien uit na wanneer U ons op die wolke kom haal. Hemelse Vader, wil bid en vra dat U met ons die res van die Sabbatdag sal wees. Weer, help het ons die Sabbat sal geniet, tot eer en verheerliking van U grootte en U heilige naam alleen, Here. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wens vir elkeen van u 'n geseënde Sabbatdag toe. Onthou om soveel tekste as moontlik te memoriseer, om ons in ons moeilike tye te help, en ook wanneer hulle moontlik ons Bybels gaan wegvat. Geniet 'n geseënde Sabbat. Totsiens.